Liewe vriende, dit is Dani van Dijk en ek wil met u vandag oor 'n baie belangrike onderwerp praat en dit is die Heilige Gees. Nou wanneer ons oor die Heilige Gees praat, is die eerste gedagte wat ons moet verstaan, die Heilige Gees is 'n persoon. Nou ons weet God is die drie-eenheid, dis die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So die Heilige Gees is dan die derde persoon in die Godheid. Maar baie belangrik om te weet, hy is 'n persoon. Nou as ons dink aan persoonlikheid, dink ons aan arms en bene en hande en voete. Dis nie tekens van persoonlikheid nie, dis tekens van liggaamlikheid. Tekens van persoonlikheid is dat hy het persoonlikheidseienskappe. So die Heilige Gees kan lief hê, die Heilige Gees kan bedroef word, jy kan vir die Heilige Gees lieg ensovoorts. So die Heilige Gees is die derde persoon dan in die Godheid. Nou Dr. Andrew Murray noem die Heilige Gees, hy's die lewe van die Godheid. Nou ons lees die eerste keer van die Heilige Gees in Genesis 1, daar waar die aarde woes en leeg en donker was en alles was duister en dan die Gees van God oor die waters geswewe. Nou die gedagte wat ons daar kry is die gedagte van 'n duif wat broei. Soos 'n duif broei op eiers en dan daar lewe uitkom, so het die Heilige Gees gebroei oor hierdie donker, duister, deurmekaar gedeelte op die aarde en hy het daaraan lewe gegee. So hier sien ons die eerste baie belangrike eienskap van die Heilige Gees. Daar waar die Heilige Gees werk, daar's lewe en daar gee hy lewe en is hy die lewe. Nou, Dr. Andrew Murray sê verder, hy sê ons het die gedagte van die Heilige Gees dat hy werk net daar waar alles baie heilig is en waar mense nou al gevorder het tot op 'n sekere vlak waar hulle nou amper sondeloos volmaak is en dan werk die Heilige Gees. Dr. Andrew Murray sê as dit so moes wees, dan sou hy nêrens gewerk het nie. Want niemand het vanuit sy eie, die mens kan nie uit homself enige iets heilig produseer of heilig word nie. Daar's net een persoon wat kan heilig en dit is die Heilige Gees. So, nou sê hy, die Heilige Gees werk, daar waar dit donker is, daar waar dit duister is, daar waar behoefte is na sy werking, en dan gee hy daar lewe, goddelike lewe. So hier's die krities belangrike eienskap van die Heilige Gees is, daar waar hy werk, is lewe. Dis nie dooie kritiek nie, dis nie 'n stel reëls en regulasies nie, dis lewe. Nou in die Ou en Nuwe Testament het die Heilige Gees bietjie verskillend gewerk van mekaar, maar ons lees in 1 Korintiërs hoofstuk 3, kyk, dis nou na die uitstorting van die Heilige Gees tydens die nuwe verbond. In die nuwe verbond lees ons in 1 Korintiërs 3 vers 16 en 17. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. So in die Ou Testament, ons het nou al by verskeie geleenthede gesê, in die Ou Testament was dit 'n skaduwee gewees. 'n tipe van die volmaakte wat sou volg in die Nuwe Testament of in die Nuwe Verbond. So hier in die Ou Testament was dit die tabernakel. In die tabernakel, in die allerheiligste van die tabernakel, was die Shekinah glory, dit was waar God gewoon het op die versoendeksel van die ark, en dit was sy teenwoordigheid. Toe kom hy in die Nuwe Testament, nou is daar nie meer 'n tempel in Jerusalem nie, daar's nie meer 'n tabernakel nie, en God sê, hy werk nou op 'n ander manier, hy kom woon nou binne in die mens. So op Pinksterdag word die Heilige Gees in sy Pinkstervolheid uitgestort, om dan binne in hulle te kom woon wat aan God behoort, hulle wat die Here Jesus aangeneem het en hulle wat kinders van God is. So die Heilige Gees kom dan en ek kom maak woning binne in ons. Die dag as ek sê, ek neem Jesus aan as my verlosser, dan kom hy in en in my allerheiligste, my gees, kom woon die Heilige Gees. Hy maak my gees lewendig en hy neem inwoning binne in my. So nou lewe die volheid van die Godheid, lewe binne in my. Weereens, Dr. Andrew Murray sê, hy is die lewe van die Godheid.
So die volle lewe, jy kan nie God hier 'n bietjie in 'n stukkie hê nie. As God daar is hy in sy volheid daar. Die Bybel sê vir ons, die volheid van die Godheid woon in Jesus liggaamlik, die Heilige Gees is die lewe van die Godheid, so jy kan hom nie skei in deeltjies, bietjies nie. So toe hy binne in ons kom woon het die wese van die Godheid binne in jou kom woon. Daardie God, wat alles geskep het, wat alles beheer, wat die hemele kan hom nie bevat nie. Hy het binne in ons kom woon. Baie vra, hoekom ervaar ek dit dan nie so? En daar's verskeie redes waaroor ons nie nou gaan praat nie. Dr. Andrew Murray noem my gees my diepste, binneste, verborgene. So dis waar die Heilige Gees is. Nou het hy kom woning maak in ons. Hy is uitgestort op Pinksterdag met die doel om vir Christus, vir Jesus, 'n bruid te kom vergader en hierdie bruid gereed te kry vir die groot huwelik wat gaan plaasvind tussen die bruid, wat dan die kerk of die kinders van die Here is, en die Here Jesus self. So, nou is die Heilige Gees se doel, nadat ek nou tot bekering gekom het, hy my gesoek het, daar waar ek was, baie keer weggestoot het, uiteindelik deur die Here se genade gesê het, ja, en hy kom inwoon het, nou kom hy, en hy's besig om my voor te berei. Hy's besig om binne in my te werk, elke dag. Nou moet ek met die Heilige Gees wat in my woon, in 'n baie nou, intieme verhouding staan. Ek moet met hom praat. Hy wil met my praat. Hy sal sekere dinge vir my sê om nie te doen nie, om dit te los, om ander dinge dalk te doen. En ek moet leer om sy stem te ken. Ek moet leer om hierdie persoon, die Heilige Gees, absoluut die ereplek in my lewe te gee. Nou die Heilige Gees is die outeur van die Bybel. Hy het die Bybel geïnspireer. So elke woord in die Bybel is Heilige Gees geïnspireer. So ook net die Heilige Gees en hy alleen kan die Bybel verklaar. So wanneer ek die Bybel lees, dan moet ek vir die Heilige Gees sê, kom praat met my deur die woord. Kom verklaar dit aan my, en hy maak aan my dinge bekend, en hy praat met my oor dinge wat ek glad nie sou kon raak sien of raak lees andersins nie. Ek kan die Bybel nie met die kop uitredeneer nie. Jy kan probeer en jy kan baie insit en jy kan hom uit alle tale uitvertaal en baie kommentare lees en by ou end sal dit net kopkennis wees. Dis eers wanneer die Heilige Gees dit in my lewendig maak, wanneer dit 'n rema woord is. Anders bly dit logos, dit bly dooie letter, totdat die Heilige Gees die woord vir my oopbreek en dit lewendig maak in my, en dan sal dit 'n effek in my lewe hê. Die Heilige Gees is die beste leermeester wat ek ooit sal kan kry. Ons het nou vandag te doen met ChatGPT en alle ander AI inligtingstelsels en dit lyk hulle weet alles. Maar in vergelyking met die Heilige Gees en die kennis van die Heilige Gees is ChatGPT en AI en al hierdie platforms is hulle dwaasheid. Net die Heilige Gees weet hoe ek my lewe moet inrig. Ook net hy weet wat van daai goed waar is en wat van dit nie waar is nie. En daarom moet ek hom vra. Dit maak nie saak wat my beroep is nie. Dit maak nie saak waarmee ek besig is, wat ek doen nie, of ek nou in die bediening is en of ek nou 'n mechanic is en of ek 'n electrician is of wat dit ook al is. Die Heilige Gees wat binne in my is, hy weet. Hy is my instaatsteller. Hy wil my wys wat om te doen, hoe om dit te doen, waar ek links gaan, waar ek regs gaan. Net na ek tot bekering gekom het Dominee Popeye altyd vir ons gesê, leer die Heilige Gees ken as 'n persoon wat binne in jou bly. Lewe met hom in 'n verhouding, 'n baie intieme verhouding, en dis die geestelike lewe. Die geestelike lewe is om met die Heilige Gees in verhouding te staan. Hy is ook die een wat vir my intree in die gebed. So, my gebed vir u is, dat u hierdie persoon sal ken, dat u met hom sal wandel,
dat u met hom sal praat en dat u oor fyn sal instem om te leer, wanneer is dit hy wat praat, wanneer is dit die wêreld wat praat, wanneer is dit die duiwel wat praat, en wanneer is dit sommer my eie gedagtes. Ek moet leer om sy stem te ken, ek moet leer om te hoor, wanneer dit hy is wat praat, en ek sal verstom wees oor dit wat hy binne in my doen. Ons gee mekaar af aan hierdie wonderlike, getroue, liefdevolle persoon. Hy is agape, hy is goddelike liefde, en dat ons mekaar aan hom sal oorgee, aan sy kragtige werking, en mag u dit elke oomblik van elke dag ervaar. Die Here seën u baie, baie ryklik.